Goeiemiddag Suid-Afrika. 17 April in 1400 in die middag, die tyd van hierdie berig. En ons gaan voort met Iran se oorlog. Groot dinge aan die gebeur op vandag, groot dinge. Eerste ding is, daar's nou 'n skietstaking tussen Israel en Libanon. Israel stryk nie in Libanon in nie, maar Libanon het nog nie teruggestryk of iets. In Israel nie, dis Hezbollah wat in Israel inskiet, wat nou suidelike gedeelte van Libanon occupy. So daar's groot druk nou op die Libanese regering om ontslae te raak van Hezbollah, hulle te kry om te ontwapen en so aan. Hezbollah self, hulle wil nie regtig hierdie skietstaking hê nie, hulle wil nog steeds skote skiet in Israel in, maar op die oomblik word daar geen skote geskiet nie, maar daar gaan ernstige druk op hulle geplaas word om te ontwapen, soos wat hulle gedoen het in Gaza. Dit is deel van, want Hezbollah, hulle kry nie meer fondse van Iran af nie. So hulle gaan ook binnekort begin uit ammunisie en wapens uithardloop, so hulle moet ook maar na die tafel toe kom. Of dit gaan staan, enige ou se gedagte daai. Mens weet nie hoe met daai klomp hoe werk hulle en hoe hard hulle wil druk daarvoor nie, maar daar is nou op die oomblik 'n skietstaking tussen Hezbollah en Israel. President Trump het beide die president van Libanon en vir Netanyahu genooi vir peace talks na die White House toe. So daar gaan definitief groot dinge gebeur wat daar uitkom. Iran het nou bekend gemaak, hulle het nou klaar in theorie toegegee om hulle vir Iran op te gee. President Trump is direk besig om met hulle te praat, self met hulle te praat, en hulle het nou al klaar in theorie toegegee om hulle Iran op te gee, in ruil vir die lig van sanksies en in ruil om hulle poort oop te maak by die Strait of Hormuz. So is baie duidelik dat die blokkade wat die Amerikaanse vloot op die Strait of Hormuz het, is besig om vrugte af te werk en is squeezing Iran nogal tight. So hulle het nou nie meer keuse nie. President Trump het self gesê, want hierdie naweek is daar weer samesprekings in Islamabad, en as hulle tot 'n deal kom hierdie naweek, sal hy self soontoe vlieg en dit kom teken. Dit is so ernstig hulle oor hierdie saak is. Sover is 14 skepe in hy Strait of Hormuz teruggedraai, wat probeer uitkom het, wat by Iran aangedoen het. Nou mense moet onthou, ek het dit in die begin gesê, die eerste keer laasweek, of maandag gesê, mense sê vir my, ja, maar daar is skepe wat deurkom. Ja, daar is skepe wat deurkom, maar hulle kom nie uit die Iranse poort uit, hulle kom van UAE en daai plekke af. Enige skip wat by UAE en Qatar en daai plekke besigheid doen, hulle word deurgelaat, geen probleem, hulle word eintlik geeskort. Daar skepe, Amerikaanse oorlogskepe wat hulle eskort uit die gebied uit. Net skepe wat by Iran ports aansoek gedoen het, aangeland het om besigheid te doen, net hulle word teruggedraai, nou sal 14 van hulle teruggedraai. Nog een het probeer deurskiep en uit weg, kom jy almal van hulle teruggedraai, want as hulle sien, hier is die US Navy reg op hulle sy met kanonne wat na toe kyk en draai hulle maar om. So daar 14 het al teruggedraai, daar is nou op die oomblik geen besigheid wat uit in en uit Iranse poort uit ingaan vanaf maandag af. Die ander skepe, soos ek sê, selfs Chinese skepe word deurgelaat. Chinese skepe wat import aansoek gedoen het by UAE, Qatar, daai plekke waar hulle olie gekoop het, hulle word deurgelaat. Onthou, dit gaan om die besigheid van daai ander Arabiese lande voort te laat gaan, dat hulle nie ook gesmoor word nie. So al is dit China, wat 'n supporter van Iran is, as hulle gekoop het by die UAE en daai plekke, dan kan hulle deurgaan, geen probleem. So dis die stand van die sake vir vandag. Hierdie naweek gaan interessant raak om te sien, as hierdie so gaan en hulle sign goeders môre, of oor die naweek, en president sign, dan is hierdie oorlog effektief verby. Dan sal ons weer sien, ek sien klaar selfs met die sluit van die Hormuz en die ander klomp skepe wat nou in Amerika olie kom laai, het die olieprys redelik gedrop, hy staan al by rond $87, $88. So dit is al redelik afgekom. Ek sien al klaar by ons garages, die petrolprys het al afgekom vir ons in die laaste paar dae. So hierdie lyk my kan vandag na einde toe gaan. Maar soos met oorlog weet 'n mens nooit wat die ander kant, vir al die terroriste organisasies soos die Ayatollah se regime, hoe hulle koppe werk.
Maar die Amerikaanse weermag staan 100% gereed om hulle baie hard te slat as dit nie wil saamwerk nie. Die skietstaking hou op Dinsdag. Ek glo nie, dit gaan sommer geëxtend word nie. Ek dink dit gaan dalk verby wees voor hy tyd. Maar dit kan moontlik geëxtend word as president Trump sien hulle trek ver genoeg met samesprekings, of dit gaan maar net wees een massive strike. So, dis up to Iran, hulle moet maar die regte besluit maak. OK, ek is Morne Botha vir Koepel TV, geniet die dag.